Baie welkom aan elkeen wat ingeskakel is weer by ons breek die woord. Mag jy sommer net weer eens beleef hoe die Here sy woord vir jou oopbreek en hoe hy daardeur vir jou kom bewys dat hy saam met jou ook wandelend is in hierdie wêreld. Mag jy jou hart oopmaak, mag jy jou gedagtes oopmaak om werklik te hoor wat hy deur sy woord ook met jou wil kom deel. Voordat ons saam gaan lees uit sy woord, ons gaan saam lees uit Romeine 6 uit van vers 1 tot 14. Kom ons bid net eers saam en vra ek vir sy leiding daar. Ons Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons op hierdie manier weer by mekaar kan wees as die kinders. Dankie dat ons saam kan lees uit die woord uit, kan hoor wat U daaruit vir ons kom sê. Here, help ons, lei ons, seën ons, Here, in die aanhoor daarvan. Here, help dat ons sal verstaan dat hierdie God is wat heeltyd met ons handelend is en dat ons daarom nooit kan dink ons is klaar met U nie, Here. Maar wanneer ons klaar is met U, is daar nog soveel meer. Soveel meer wat U vir ons in gedagte het, soveel meer wat U vir ons wil hê. Mag ons sommer net vandag beleef, ten spyte van die dinge wat rondom ons gebeur, ten spyte van 'n klomp besluite wat ons elke dag moet maak, ten spyte van dinge wat vir ons onseker laat. Mag ons sommer net weet, U is daar, Here. U wil ons lei deur die woord. U wil ons seën met U nabyheid, Here. Dankie dat ons ook kan weet, dat ons kan onsself die kinders noem, omdat ons elkeen uitgekies is deur U aan die kruis, dat U reeds ons sondes vergewe het. Maar Here, elke keer wanneer ons voor U kom, pleit ons en vra ons, vergewe ons asseblief, Here. Dankie vir U genade wat so groot is, sodat ons hierdie vergifnis kan vra, en kan weet, U vergewe ons. U het ons al reeds vergewe, en U gaan saam met ons. Here, gaan ook nou saam met ons, wanneer ons uit die woord uit lees, gaan saam met ons, wanneer ons hoor dat U ook daaruit met ons wil kom deel, en gaan met ons, daar waar ons dit moet gaan uitleef, in ons lewens daar buite. Daar by die werk, by die skool, by die universiteit, by ons huise, waar ons ook al is, seën ons daar en lei ons, om U woord altyd te kies, bo alles anders. Ons bid hierdie dinge nie omdat ons dit ooit kan verdien nie, maar in die naam alleen, die God waarvoor ons so baie lief is. Amen. Romeine 6 van vers 1. Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Vers 4, deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magstaat van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Vers 6, ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Vers 8, ons het saam met Christus gesterwe, daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie meer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou dat ook vir julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe omdat julle een is met Christus Jesus. Vers 12, moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Vers 14, die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie meer onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Tot sover lees ons vandag dan nou saam. Ek dink vandag gesels ons sekerlik oor een van die moeilikste goed wat ons al ooit oor saam moes gesels. En dit is verwronge besluite wat ons baie keer in hierdie lewe moet maak. Sien, daar is baie dinge waar ek en jy besluite moet neem elke liewe dag.
Maar dan is daar ook hierdie dinge waar ek en jy eintlik half nie 'n keuse het nie. Ons word geforseer om 'n besluit te neem wat teen ons etiese beginsels as Christene amper half is. Ek praat van dinge soos egskeiding. 'n Egskeiding waarin dit iets is wat die Here vir ons leer en sê in sy woord verkeerd is. Ons mag nie egbreek pleeg nie. Maar ook die keersyd daarvan, van die liefdeloosheid, dalk geweld, wat ook in daardie huwelik voortleef. Dan is daar nodig om 'n besluit gemaak te word. Leef 'n mens voort in hierdie gebroke huwelik, hierdie huwelik waarin daar geen herstel dalk mag wees nie. Of neem mense die besluit om egbreek te pleeg, om uit mekaar te gaan. Ek praat van 'n situasie waar iemand dalk afhanklik is van 'n masjien om te kan oorleef of om net te kan bly asemhaal. Neem mense die besluit om daardie persoon hierdie lyding te spaar, om daardie persoon te laat sterf, of neem mense die besluit om daardie persoon op masjiene te laat aanbly, maar hulle lewe glad nie eintlik meer nie. Dis hierdie tipe besluite wat ons baie keer in die lewe mee gekonfronteer word, wat dit vir ons moeilik maak, en baie keer vir ons die vraag laat vra, maar waar is die Here in dit alles? Hoe kan ons sy wil uitleef, as sy wil amper vir ons voel, asof dit nie een van hierdie keuses is nie? Asof dit nie van toepassing is op dit wat heiliglik in ons lewens gebeur nie. In sulke omstandighede word ons vertroue op die Here natuurlik op die proef gestel. Maar dis ook in sulke omstandighede wat ons God se genade en liefde vir my en jou ook net soveel dieper kan leer ken. Sien, die lewe is gebroken. Ons hoor dit voortdurend in God se woord, dat ons in 'n gebroke wêreld leef. 'n Wêreld leef waarin dinge net nie sin maak altyd nie. 'n Wêreld leef waarin die sonde baie keer 'n houvas oor ons lewens probeer kry, waarin die sonde ons baie keer wil laat twyfel, waar omstandighede in ons lewens inkom, en vir ons laat vra, maar waar is die Here? Maar die Here kom sê vir my en vir jou, hy kom sê dit aan die kruis ook vir ons, dat hy altyd daar is, dat hy selfs daar is waar ons voel, dat ons buite sy wil eintlik moet kies, 'n keuse moet maak, dat hy daar is in sy genade, want hy verstaan, dat hy daar is om ons vas te hou, om ons te troos, maar meer as dit, om vir ons te wys, dat hy die lewe bo die dood is, dat ons nie nodig het, om te voel asof die sonde houvas oor ons het, wanneer ons sulke keuses moet maak nie, want hy het reeds vir ons kom vrymaak. Ek en jy het daarom 'n verantwoordelikheid, om 'n keuse te maak, en daardeur te wys, dat ons nie bang is vir die sonde, nie bang is vir die dood nie, nie bang is vir dit, wat hierdie wêreld vir ons wys nie, vir die gebrokenheid van hierdie wêreld nie, want ons God is soveel groter. Ons God is perfek. Ons God is 'n God van genade en liefde. Ek dink ons almal verstaan iets van ons besluite in hierdie lewe wat sekere gevolge het, wat lei tot iets anders, tot iets meer. Ek dink dis hierin wat ons iets van God se genade ook besef, wat ons besef dat ons werklik na sy leiding en wysheid ook moet soek, te midde van onmoontlike besluite wat ons baie keer moet neem. Elke van ons kan verskillende situasies, dalk nog baie ander situasies herroep as net die 2 voorbeelde wat ek dalk vandag genoem het alreeds. Elke van ons kan onsself indink in situasies waarin ons dalk 'n besluit moes neem, net sodat 'n besluit geneem kon word. Nie dat ons noodwendig in ons harte gevoel het, dis die regte besluit nie, maar dat dit die beste besluit is. Dat dit die besluit is wat die beste gevolge ook vir ons het, maar ook vir die mense rondom ons het. En God lei ons baie keer om daardie besluite ook te maak. Hy lei ons daarin, omdat hy verstaan dat ons in 'n gebroke wêreld leef. Omdat hy verstaan wat in ons harte ook aangaan, wat ons gedagtes aangaan. Hy verstaan dat ons sondige mense is. Daarom het hy aan die kruis vir ons kom sterf. Daarom en daardeur is sy genade vir ons soveel groter. En dit moet ek en jy vandag
baie duidelik hoor uit hierdie gedeelte wat ons saam gelees het ook. Want Paulus sê vir ons hier, dat God se genade die grootste is. Dat sy genade ons moet dra in tye wanneer ons nie seker is waantoe volgende nie. In tye wanneer ons 'n besluit moet maak, verantwoordelikheid moet neem, en moet vertrou, dat die Here ook daar ons sal lei, ons sal wys waantoe volgende. Ek en jy het hom geen rede nodig om die dood enigstens te vrees nie. Ons kan lewe bo die dood as gevolg van Christus. Ons het nie nodig om die sonde te vrees nie, want hy het ons vry kom maak, hy het ons kom verlos. Daarom kan ek en jy te midde van slegte en onmoontlike omstandighede nog steeds 'n keuse maak en weet dat die Here ook daar saam met ons gaan. Al is dit moeilik. Hy ken ons harte en hy sal voorsien. Hy sal sorg in my en jou behoeftes. Hy sal ons meer van hom wys, sodat ons minder van hierdie wêreld sal raak sien en ons harte sal toelaat. Meer van hom sal raak sien en sal toelaat. Mag jy dit altyd onthou. Mag jy weet dat binne besluite wat vir ons verwronge lyk, verwronge is, besluite wat vir ons voel dat dit net nie sin maak binne ons raamwerk van beginsels, van besluite nie. Mag ek en jy daar ook weet, dat God steeds saam met ons is, want hy verstaan, dat sy genade vir ons soveel groter is. Kom ons loof hom, prys hom ook, deur die volgende lied saam te sing. Mag ons weet dat binne al ons besluite, maar veral binne ook daardie onmoontlike besluite wat ons baie keer in die lewe moet neem. Mag ons weet dat God se genade daar vir ons is, dat hy ten spyte van wat se besluit ons maak, saam met ons gaan. Voor ons is, agter ons is, langs ons is, bo onder ons, rondom ons, binne in ons is. Dat hy altyd daar is om ons te vang. Dat hy altyd daar is om ons te lei en te wys waantoe volgende. Dat hy oorwin het, en daarom is ek en jy reeds oorwinnaars. Ek groet jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees. Amen.